lees elke sondagoggend 'n gedeelte uit die Ou Testament, vroegoggend. Vanmôre die gedeelte uit Eksodus 5 en dan wat oorgaan in Eksodus hoofstuk 6. Eksodus hoofstuk 5 vanaf vers 22. Die opskrif: Moses word weer deur die Here na die Farao toegestuur. Daarna het Moses weer na die Here gegaan en gesê: Here, waarom werk U so sleg met hierdie volk? Waarom het U my nou eintlik gestuur? Van die eerste oomblik af dat ek by die Farao gekom het om in U naam te praat, het hy hierdie volk mishandel. Tog het U niks gedoen nie om U volk te red nie. Toe sê die Here vir Moses: Nou sal jy sien wat ek met die Farao gaan doen. Ek gaan hom dwing om my volk te laat gaan. Ja, ek gaan hom dwing om hulle uit sy land uit weg te jaag. Hoofstuk 6. God het vir Moses gesê: Ek is die Here. Ek het aan Abraham, Isak en Jakob verskyn as God die Almagtige, maar my naam, die Here, het ek nie aan hulle bekend gemaak nie. Tog het ek my verbond met hulle gemaak, naamlik om die land Kanaan aan hulle te gee, 'n land waarvan hulle nie burgers was nie. Ek het die gekerm van die Israeliete, wat deur Egipte verkneg word, duidelik gehoor, en ek het aan my verbond gedink. Waarom moet jy vir die Israeliete sê: Ek is die Here. Ek sal julle van die dwangarbeid van Egipte bevry. Ek sal julle van die verknegting verlos. Ek sal julle vrymaak met mag en met groot reddingsdade. Ek neem julle aan as my volk en ek sal julle God wees. Dan sal julle besef dat ek, die Here, julle God is, wat julle van die dwangarbeid van Egipte bevry. Ek sal julle bring na 'n land toe wat ek met 'n eed aan Abraham, Isak en Jakob beloof het. Ek sal dit julle eiendom maak. Ek is die Here. Dit het Moses toe aan die Israeliete vertel, maar in hulle moedeloosheid oor die harde werk het hulle nie na hom geluister nie. Toe sê Moses, die Here, vir Moses: Gaan praat met die Farao, die koning van Egipte, dat hy die Israeliete laat trek uit sy land uit. Maar Moses sê vir die Here: Die Israeliete luister nie eens na my nie. Hoe sal die Farao nog na my luister? Ek praat juis nie maklik nie. Nogtans het die Here vir Moses en Aaron na die Israeliete en na die Farao, die koning van Egipte, toegestuur, met die opdrag om die Israeliete uit Egipte te bevry. En dan volg die leiers van die familie van Moses en Aaron vanaf vers 13 tot vers 25. Ek lees die laaste vers. Dit is die Aaron en Moses vir wie die Here gesê het: Julle moet die stamme van Israel uit Egipte bevry. En dit is hulle wat met die Farao, die koning van Egipte, onderhandel het oor die bevryding van die Israeliete uit Egipte. Hierdie gedeelte dan Eksodus vanaf hoofstuk 5 vanaf vers 22 tot by die einde van die hoofstuk in die 83 vertaling. 'n Aangrypende gedeelte waar Moses met die Here praat, maar ook waar die Here met Moses praat. 'n Stuk waarop ons eintlik baie jaloers kan wees, dat die Here so direk met hom kan praat, maar ook aangrypend, angswekkend, om te dink dat Moses soveel vrymoedigheid het om met die Here so te praat, om te sê: Ek wil nie met hulle praat nie, want hulle luister nie eers na my nie. Hoe sal die Farao nog na my luister? En dan het hy nog 'n verskoning ook: Ek praat juist nie maklik nie. En tog gebruik die Here juist hierdie eienskappe van Moses en Aaron om hulle nederigheid en om ook hulle gebreke in sy diens te stel, sodat almal kan weet dat dit nie Moses se welsprekendheid is of Aaron se leiding eienskappe nie, maar juist die genade, die kragwerkende dade van die Here wat die Israeliete uit Egipte sal bevry. Hierdie gedeelte dan Eksodus 5 vanaf vers 22 tot by die einde van hoofstuk 6 in die 83 vertaling.